Dit is nie elke dag dat 'n ware legende by ons instap nie, en van sy diep herkenbare stem tot sy unieke manier om stories deur musiek te vertel, is Matthys Roots al dekades lank deel van die klankbaan van baie Suid-Afrikaners se lewens. Matthys, baie welkom terug hier by Groot FM en dankie dat jy kom kuier op 'n Vrydagmiddag, man. Man, is lekker om op Vrydagmiddag 'n werkie te kan hê en saam te kom kuier. Nee, is 'n plesier. Dis altyd 'n voorreg om jou te sien, of dit nou is by die teater of hierso in die ateljee. En ek wil nou net eers begin hierby, nê. Wanneer jy nou vandag terugkyk op jou loopbaan, want dit is ook al 'n paar dekades, ek dink so 3 dekades waarvan ons praat, van Creersdorp tot teaters reg oor die land. Wat laat jy die meeste glimlag? Ek dink as ek rustig kan wees, as ek stil kan wees, dis nou heeltemal weg van musiek af, maar as ek stil kan wees, as ek iewerste in 'n veld kan sit en ek hoor 'n voeltjie wat ek lanklaas gehoor het, of ek herken iets, of 'n boom, of ek sien 'n mooi boom. So dis een van daai dinge wat my net spontaan laat. As ek by die huis lê, ek het nou nie antwoord, ek in die nag wakker, toe's daar 'n donker naguiltjie wat ek in Centurion hoor roep die hele aand. En dit maak my glimlag om daai oomblikke te kan raak sien. En in die winter seker 'n lekker glasie rooiwyn en 'n kaggelvuur. 'n Glasie rooiwyn, kyk, ek is bietjie kroes hierdie laaste paar dae gewees. Maar nou het ons daai kaggel goed gestook en natuurlik met 'n mooi rooiwyntjie, dan kan jy bietjie net terugsit en ek hou van om nadenkend oor dinge te kan dink en te kan droom. En mense hoor dit ook in jou musiek, nee. As ek ook na jou luister en jy het so lekker van, hulle noem dit 'n rooiwyn stem. Jy raak sommer lus vir die kaggel en die rooiwyn as jy na Matthys Roots luister, maar jou stem het ook daai ongelooflike nostalgiese kwaliteit. Dit stem 'n mens rustig. Besef jy hoe baie mense sekere fases van hulle lewe met jou liedjies verbind? Dit is altyd lekker as mense hoor mense het 'n spesifieke storie en dit is wat belangrik is daarmee. Ek wil graag hê mense moet iets besonders kan onthou. Nie net 'n partytjie nie. Geen probleem met partytjie musiek nie, maar dit pas net nie my stem nie. So ek hou van die liedjie wat 'n storie vertel. En as jy daai storie kan vertel op 'n manier wat die skrywer hom bedoel het, of mense kan hulle eie storie daaraan koppel. Ek dink dis wat goeie skrywers partytjie reg kry. In my lewe is so. Almal wat my praat, sien hulle eie storie in daai paar versies van die lied. Ja, dis 'n ongelooflike spesiale lied hoor, en dit is nou een van daai liedjies, hy is immergroen. Ek dink oor 100 jaar van nou gaan ons nog steeds na dit kan luister. Maar jy het oor die jare nie net solo opgetree nie, jy het ook al saam met Kevin Leo en Dani Neus en nou bietjie meer onlangs saam met Germant Geldnys gesing as deel van 3 van die bestes, en ons weet julle toer ook nog gereeld. Wat het daardie samewerking jou oor vriendskap en musiek geleer oor jare? Die lekkerste daar was waardering vir wat die ander ons kan gee, in respek. Dis hoekom ons 28 jaar lank het 3 van die bestes, dis seker die langste assosiasie wat kunstenaars net saam sing. As ons 'n kans kry, doen ons dit, en daaroor gaan dit, elke ou respekteer die ander ou se stem, daar's nooit kompetisie nie. Nie een wil harder sing as jy aan nie, jy luister wat die ou langs jou doen, en ek dink dit is soos 'n goeie rugbyspan in die voorry. As ene ophou stoot, of die ander ou harder stoot as die ander, dan trek daai skram skeef. En met Dani en Kevin al die jare, en nou met Germant, is dit een van die lekkerste dinge om te doen, om te weet, jy kan doen wat jy wil doen, en jy luister wat hulle doen, en ons vul mekaar aan. Hoorie, en julle gel so lekker op die verhoog, en julle stemme gaan so goed saam. Nou 28 jaar saam op toer, sê jy, daai assosiasie, dit is 'n lang tyd. Is daar enige interessante kort toer storie wat jy met ons kan deel, wat mense dalk nie van weet nie? Kyk, ogenade, en daar het 'n paar dinge gebeur. Heel in die begin het ek met 'n liedjie wat Kevin moet sing en ek met een versie kom sing, en toe ek opkom, hy die versie klaar gesing, To All the Girls I've Loved Before, en ek moet sing To All the Girls I've Once Caressed, en toe ek opstap, toe is my woorde nie op die verhoog nie, toe stap ek het af, en terwyl ek afstap, sê Kevin net, Tuisie, en dan gaan ek, en toe sing hy maar die woorde, ek het besluit, okay, jy ken die woorde, jy sing, en maar die mense het seker nie geweet wat aangaan nie, genade. En 'n ander keer het ons mekaar so klein bietjie net in Port Elizabeth, so backstage, na die vertoning, toe ons net so 'n klein bietjie 'n meningsverskilletjie gehad oor wat gebeur het op die verhoog. En ek dink dit is verskriklik snaak toe die organiseerder ingestap kom. Dis ek en Kevin om mekaar, maar ek hou net as ek opvas en sy arms kom nie by nie. En die ou staan net, hy het net so omgedraai, so ouetjie sien hulle later. Maar dit is een van daai oomblikke wat ons nog altyd oor kon lag. Gaan nie oor 'n beklei nie, maar net so klein bietjie wat mense net verskil het oor wie wat gedoen het, of dalk wie iets verkeerd gedoen het en die ander ene in die moeilikheid dat beland het. Maar
nog nooit het dit enigiets tussen ons gebring nie. Dit bly 'n ongelooflike vriendskap, 28 jaar se vriende. Ja, en ek dink ook daar is maar partykeer wrywing van die verhoog af en op die verhoog, want mens werk so lank saam en mense soveel ure ook in mekaar se gesig en geselskap. So it's bound to happen. Maar mense ken jou ook nou van televisie en ek wonder of jy nog die onthou. Daar was Kamp dit uit, nê? Nee. Hoe belangrik was dit vir jou om nie net as 'n sanger nie, maar ook as 'n mens en 'n storieverteller by mense se huise in te kom daai tyd? Ek noem dit nou huise, maar ek meen dit het nou gegaan oor kamp. Ek dink die lekker deel daarvan is, ek hou van die kampdeel, ek hou van die bosdeel. En ek hou van die reisdeel. So dit is net natuurlik net vir my lekker. Ek het net gevoel ek kom kuier. Waar ons is met mense gesels, gaste. Dit was saam met Alexa Strachan, hè? Alexa Strachan, ja. So as ons die dinge doen, dit is net vir my lekker. Ek het dit nooit gesien as werk nie, maar dit ook baie gou geleer. Moenie vir my 'n teks gee om te memoriseer nie. Ek kan dit nie doen nie. Laat ek net gesels. Uit die face uit en dit dan kan ek gesels en ek het dit besonder geniet om daai oomblikke en daai dele te ervaar. Nou nog as ek die foto's kyk en ongelooflike plekke waar ons was, dinge wat ek nie normaalweg sou gedoen het nie. Kon ek saam met Kamp dit uitdoen. Hoorie, maar jy het jou gitaar saamgebring, so gepraat van Kamp dit uit. Ons het nou nie 'n kampvuurtjie hierso nie, maar ons kamp lekker saam met Matthys Roots op 'n Vrydagmiddag. Kan jy groot asseblief vir ons ietsie live sing vandag en wat sal dit wees? Ek kan natuurlik ek het hierdie saamgebring. Is ook een van Piet van Wyk de Vries. Sure. Toe hy nog Engels geskryf het. En dis een van die eerste lied van hom wat ek gesing het in 1999 het ek die ene opgeneem. En hy was in die konteks van wat 'n hit vir my is. Jy weet, ek is nou nie die ouens wat groot hits het nie. Maar hierdie een was 'n lied wat baie jare van daai tyd af amper 30 jaar nou loop hy saam met my. En jy gaan mense kry in sekere dele van die land waar radiostasies om daai tyd gespeel het. Sal mense my vra vir hierdie en hy vertel so 'n mooi storie. For example. Sure. Many times I've been mistaken. There were many times that I've been wrong. That's all right now. Many times I have been lonely. There were many times that I have longed to be with you. I feel that I could hold you now. If I could touch you now, that things would be all right now. The songs of life, they're singing to me still. Just close your eyes and you'll hear them, I swear you will. There are many places that I'd rather be now, like in your arms. For example, little children laughing, playing, million faces and all of them saying, go home. I'm calling you. Telephone ringing, cars going by, making patterns on the wall behind me, and I'm calling you. The songs of life, they're singing to me still. Just close your eyes and you will hear them, I swear you will. There are many places that I'd rather be now, like in your arms. For example, many times I've been in love. There were many times that I've been loved. Never know how to look around it. Cause every time I see your face, I run away to find a place to hide. Never know what to do about it. Never learned how to live without it. Songs of life, they're singing to me still. Just close your eyes, you'll hear them, I swear you will. There are many places that I'd rather be now, like in your arms. For example, there are many places that I'd rather be now. I need to be with you. For example, for example.
Ja, hierdie man sing ons in 'n beswyming in op hierdie Vrydagmiddag. Wat meer het 'n mens nodig, nê? Net 'n gitaar, goeie liriek en daai rooiwynstem van Matthys Roots is saam met my in die ateljee. Ons gaan net hierna 'n bietjie gesels oor Piet van Wyk de Vries en sy invloed op jou loopbaan en ons moet praat oor 'n splinternuwe vertoning wat Matthys nou binnekort in September, lekker in lentemaand, bring na die Vetri Atterbury Theater. En nou gaan ons 'n bietjie praat oor die nuwe musiekvertoning Klankspore, titel wat klink soos 'n reis deur herinnerings, musiek en ook lewenservaring. Maar net vinnig, nee, ons het 'n voice note hierso gekry van 'n dame, Matthys. Sy sê as sy ooit die voorreg het om jou nou eendag te ontmoet, moet jy asseblief daai For Example vir haar sing. Deal. Okay, dis 'n deal. Net vinnig die Piet van Wyk de Vries liedjies, nê. Jogg, dit het almal vir jou groot treffers geword. Jy en hy was baie na aan mekaar. Hy is onlangs oorlede natuurlik, maar daai man kon skryf. Ek dink van die begin af, die eerste keer toe ek sy Engelse musiek gehoor het, spesifiek For Example wat ek nou gesing het, was ek al intrigued daardeur. En toe begin hy Afrikaans skryf. En ek het geweet sy Afrikaanse liedjies is elkeen is spesiaal. Elkeen vertel 'n storie en hy was baie jaloers op die liedjies presies so te hou. Niks moes verander het nie. Hy het nie 'n liedjie omskryf om 'n hit te word of as iemand sê maar verander hom bietjie, maak dit nie. Want sy storie was die storie wat hy geskryf het. En daai eerlikheid het ek baie waardeer. En op 'n of ander manier, ons stemme was glad nie dieselfde nie, ons style was nie dieselfde nie, maar ek kon sy liedjies net vertolk. As ek die liedjies self wil sing, het die liedjie net vir my gewerk. Ja, hoorie, ek dink daai man gaan nog herontdek word, want hy het net sulke juwele geskryf. Hy het baie van dit opgeneem, soos Partykeer en natuurlik ook Treine. Ja, Gert Vloknel se Treine, Partykeer, Fluister, Rembrandt. Hy het gesê Rembrandt is die lied wat hy die trotste was wat hy ooit geskryf het. Sure. Rembrandt kyk uit oë uit wat iets weet van die wêreld. En is so mooi, 'n mystieke lied gewees wat oor die sterre en die ou meesters gegaan het. Hy was 'n slim ou. Hy het baie navorsing gedoen en hy het baie belang gestel in lees. So baie van daai goeters oor 'n bietjie wetenskap en sterre en mitologie, alles kom in sy woorde voor. En ek en jy was bevoorreg om by sy heel laaste vertoning ook te kon wees. Dit was baie spesiaal. Dit was op sy verjaarsdag as ek dit nie mis het. Op sy verjaarsdag en hy's 2 dae daarna sy oorlede. Ja, dis rof. Dit is 'n ongelooflike aand daai. Ja. Matthys, nou die woord klankspoor laat mens dadelik dink aan die musiek wat 'n mens se lewe begelei. So wat beteken hierdie nuwe vertoning vir jou persoonlik wat nou die 2de en die 3de September by die Vetri Atterbury op die planke is? Kyk, ek het nou verjaar 60 geword en dit is 30 jaar vanaf my eerste CD. So klankspoor is die spore wat mens gestap het, letterlik, my spore het bietjie verander, en dan natuurlik die klanke wat daarmee saamgewerk het. So die vertoning is nie iets niets nie, dit is net 'n samestelling van 30 jaar terug en elke liedjie in daai album, en my gaste wat ek genooi het om saam te kom sing, het 'n pad saam met my geloop, het bygedra tot daai spoor wat in 30 jaar, hopelik daarom nog duidelik gaan loop. En jy noem dit dan ook klankspoor 60-30. 60-30. Maar as jy die gehoor deur jou eie klankspoor nou vat, watter emosies gaan die sterkste wees? Is dit nostalgie, is dit humor, is dit liefde, is dit dalk 'n bietjie hartseer? Nostalgie, nie hartseer nie. Die liedjies vertel partykeer 'n hartseer storie, maar vir my is daai hartseer storie is juist wat my laat droom en my moed gee. Daai ding met partykeer iets verkeerd gaan. So hierheen gaan nostalgies wees. En natuurlik stalkies, dinge wat gebeur het die afgelope 30 jaar op die verhoog. Dinge wat ervarings ek gehad het. So dit is deel van die vertoning, maar dis nie 'n komedie vertoning nie. Dit is 'n vertoning wat gaan oor die musiek en die musiek vertel die storie. Van al die liedjies wat jy nou al oor die jare gesing het en daar's baie en jy het nou gesê, jy weet, jy's altyd so nederig en nee, my liedjies was nou nie die grootste treffers nie. Hulle almal was treffers omtrent reg deur die bank, maar is daar een wat jy vandag met meer betekenis sing as toe jy dit die eerste keer opgeneem het of miskien op die verhoog uitgevoer het? Genade, omtrent almal. Soos mense omstandighede verander het. Weet ek het begin met Koos Du Plessis se musiek en selfs Koos Du Plessis se liedjies het ander betekenis gekry. Soos mens in my geval na die ongeluk het musiek vir my 'n ander betekenis. Ek het ander waardes aan sekere van die lyne gekoppel. Op 'n sekere stadium met Jonkers, dan sê daai lyn vir jou net iets oor die liefde. Dit sê net vir jou iets oor wat jy nou voel, jou ongemak of jou vreugde wat jy nou het. Ja. En soos die lewe daai pad saam met jou gestap het,
En die meeste van die liedjies het ek anders na begin kyk. En dit is my lekker om te sien laat mense saam my stem. Mense sê hoorie, hulle destyds hom geluister met daai emosie en deesdae luister hulle hom anderste. So dis my lekker om te weet dis 'n liedjie wat 'n langer pad het as net Bokkie of Baby. Ja. Dit niks fout met Bokkie of Baby nie, maar Bokkie of Baby is net een emosie, 'n lekker partytjie en is verby. En hierdie ene kan jy aanpas, hang af hoeveel kole die kaggel gemaak het en hang af hoe ver daai glasie al na die volgende bottel toe beweeg het. En natuurlik Matthys, daar baie water in die see geloop sedert jou loopbaan begin het, as 'n mens nou terugdink aan die jaar 2009 en daai ernstige motorfietsongeluk. Ek wil ook net sê jy is vir ons almal so inspirasie, want jy laat nie die lewe jou onderkry nie. Ek meen daar's daai storie wat nou die dag goedjie nuus gehaal het waar jy, ek weet nie hoe ver op 'n grondpad iewers heen op pad was jy die kar het gaan staan of iets. Kan jy dit net vandag weer vir ons vertel in 'n neutedop? Ja, daai was hy desperaatheid. Ek het tussen Merriman en Deelfonteinstasie wat net so aan die ander kant Richmond en De Aar is, maar is die dienspad wat langs die treinspoor loop. Niemand ry hom nie en ek was die aand bietjie laat, toe ry ek daai paadjie deur en toe stamp ek my kar se iets in sy pens en hy vrek net daar. Ag nee. Klim ek maar uit en ek vat die pad en na 4 km op die grondpad in die donker toe die ouens my gekry. Wat ek vir mense sê daar, ek het uit die kar geklim en ek het 'n liggie gesien en ek gesê ek wil by daai lig uitkom. En toe die ou my oplaai, toe vra ek maar hoe ver is dit? Toe sê nee, dis 'n huis, maar dis 21 km. Ja. Maar gelukkig het die sekuriteitskameras my gesien langs die pad. Ek onthou, dit was eintlik 'n great story wat ons in die koerante toe nou kon lees. Matthys, jy het jou gitaar hierso, kan ons jou vra om nog ietsie vir ons live te sing asseblief man, en wat sal dit wees hierdie keer? Ons gaan kyk hoeveel liedjies ons praat nou oor Piet van Wyk de Vries. En hierdie een is partykeer. Yes! En my gunsteling een van jou hoor. En wat nou lekker is, die tweede en die derde by Fairtree Atterbury Theater. Van my gaste is my jongste seun, is een van my gaste, so hy sing partykeer saam met my. Hy's gelukkig as 'n ingenieur, so hy gaan nie loopbaan daarvan maak nie. Ek raak baie benoud toe hy begin sing het, maar ek en hy is my spesiale gas daai aand, een van my gaste, en ek en hy sing hierdie ene van Piet van Wyk de Vries. Het ek jou verloor, asof ek jou kon hou. Jy bedoel vir my, terwyl jy net soos mis voor die oggendson verdwyn. Nu gaan ons kan weet wanneer die einde kom. Hoe kan ek vergeet die eerste dag toe jy jou hand het vir my is verby. Partykeer breek jou hart en partykeer breek jou vlekke, partykeer gly jou hand en sny jy dieper as wat jy wil. Partykeer werk dit uit en partykeer breek jy alles. Party goed praat jy uit en partykeer bly jy stil. Ons paai het verdeel en waar doen ons dan nou? Die eerste kinderliefde wat ek gevoel het nou, voel ek nog steeds vir jou. Vir jou. Al is jy elders nou, is ons nog steeds nie ek. Jy is nog steeds alles van my, jy is steeds in elke plek. Partykeer breek jou hart en partykeer breek jou vlekke, partykeer gly jou hand en
sny uit dieper as wat jy wou. Partykeer werk dit uit en partykeer breek jy alles. Party goed praat jy uit en partykeer bly jy stil. Maar jy moet asseblief nooit stil bly nie, hoor. Matthys Roots met Partykeer geskryf deur Piet van Wyk de Vries. Dit is die mooiste liedjie met die mooiste lirieke. Ek kry elke keer hoendervleis as ek daarna luister, want daai liriek wat ek sê, jy weet, partykeer gly jou hand en sny jy dieper as wat jy wou. Ek dink is daai ding, is juist daai woorde wat mense kan, partykeer sien mense hoop uit die lied uit, en ander kere sien mense, hulle sien jy verlies. Ja. Maar ek dink is juist daai ding om te sê, maar daar is hoop. Weet, wag net, kyk net, hou die lewe dop om jou. Daar is altyd hoop vir wat ook al die omstandighede is. Ons is as die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterrenlose hemel neonboog verskyn, en kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou 'n spreukie, my kind, van 'n skatkis met ou kettinge gebind aan die neon boogse punt. Volg hom elke nag oor swart riviere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap 10.000 ure, sal jy dan daar kom. Maar hier moet jy jou nummer laat bid, want so lui die ou spreukie, my kind, as jy geluk en vreugde wil vind, soek die neon boogse punt, volg hom elke nag oor swart riviere. Kyk nie eenmaal om, dalk vind jy die land van blou safiere, en dalk 'n brokkie son. Ja, dit is Matthys Roots hierso op Groot FM 90.5 met Koos Du Plessis se sprokie van 'n stadskind. Vertel gou die storie, dit was blykbaar een van die heel eerste liedjies wat jy ooit gesing het. Ja, aanvanklik is mense baie bang om voor mense, amptelik voor mense te sing, selfs voor die familie. Het net altyd 'n stukkie hier, daar gechommel met die gitaar. En hierdie was een wat ek onthou as die eerste keer voor vriende en familie, iewers by 'n kuiertjie wat ek 'n hele lied gesing het. Ek het gesit en almal het stil gesit en ek het die lied deurgesing. So dit moes in die middel 80s gewees het. Vroeg 80s. Maar daai lied het my nog altyd net by my gebly. Miskien die onsekerheid het deurgekom het, maar ek sien altyd die hoop daarin. Daar's altyd iets wat jy kan sien. 'n brokkie son of iets, ten spyte van wat mense dink van Koos Du Plessis, daar's altyd hoop. Ja, dis ongelooflik. Iemand sê ook hierso op WhatsApp nou, Rihanna de Toy, sy skryf die mooiste lied ooit in hoofletters. Nog iemand sê middag François stuur baie groete vir Matthys, een van die gelukkiges wat hom kom ontmoet het en ook saam met hom al tee gedrink, saam met die ander rolstoelvriende ook gekuier, sê Hein. Hein, ja, Ja.
Nog iemand sê hierso, Ek Matthys. hoor daarvan hy sê tee gedrink. Ja, tee gedrink. Teekie, Ons ja. praat nie uit nie. Iemand sê ook droomvrou is hulle gunsteling. Dis juist vroue maand, maar ons het nou ongelukkig nie tyd vir nog 'n liedjie. Ons sal maar vir Matthys terugnooi. Sprokie vir 'n stadskind was een van my standaard 9 poësie gedigte. So dit bring nou nogal So jy vir my verstaan hom memories. bietjie dieper. Wel, dit is Esterita Roos wat so sê. En dan het ons ook 'n voice note hier gekry vir jou van Nick Boysen. Hy Frana, sê 'n bietjie vir daai man, hy is 'n legende. Ons is mal oor hom en wat hy alles al vir dinge gedoen het, is net 'n brawe man wat dit kan doen. Alles wat hy gedoen het. Ons is mal oor hom. So hy is 'n legende. Lekker dag. Dit kom van Nick af. Baie dankie Nick. Dan jene die mooiste mens met soveel talent en hoor jy jou fanmail kom nou in, maar ons het nou nie tyd om na almal te kyk nie. Baie dankie vir almal wat saamgesels. So net vinnig, Matthys, voor die tyd nou heeltemal uitloop, nê. Ek wil jou nou vra, as ons nou praat van klankspoor, wat wil jy hê moet mense voel of dink of onthou van hierdie vertoning as hulle dalk nou huis toe ry na die vertoning? Ek wil hulle moet eintlik in die vertoning moet agteroor sit. Hulle moet net asemhaal en luister. En as hulle huis toe gaan, moet hulle kan ek wil hê mense moet kan droom. Ek wil hê mense moet kan droom, kan onthou. Hulle moet by die huis kom en 'n fotoalbum gaan oopmaak en sê, "Jesus, like, kom ons soek daai foto." Of bel 'n vriend wat jy lanklaas mee gepraat het. Dis wat die nostalgie vir my hier uit beteken het. Onthou wat jy gedoen het en droom daaroor en gaan doen dit weer. Onthou, dit is Matthys Roots en hy vier 60 jaar met Klankspoor, 6030, dit is die vertoning se naam. En daar's 2 vertonings en dit is 7 uur die aand, dis lekker lente, die 2de September en dan die 3de September. So kry jou kaartjies nou voor dit uitverkoop op seatme.co.za. 2 en 3 September en Matthys, voordat ek nou vir jou amptelik moet goodbye sê, ons het 2 dubbelkaartjies wat ons weggee aan 2 gelukkige luisteraars wat nou ingeskakel is en dit is dan vir die eerste vertoning die aand van die 2de September. So Matthys Roots, baie dankie vir hierdie kaartjies. Hy gee 2 dubbelkaartjies weg na sy vertoning Klankspoor 6030 by die Vetri Atterbury Theater en 2 gelukkige luisteraars staan die kans om elk dan nou 'n dubbelkaartjie vir Woensdag die aand 7 uur te wen. SMS net vinnig die woord wen, gevolg deur jou naam en van na 49905 teen R50 per SMS. Dan kyk die eerste 2 wat vir ons SMS gaan wegstap met daai kaartjies. Matthys, altyd so lekker om jou te sien. Dankie dat jy hierdie Vrydagmiddag nou vir ons super gesellig gemaak het, hoor. Baie dankie. Is lekker om te gesels. As mens so gesels en jy word 'n moeilike vraag gevra, is dit lekker om self te onthou en bietjie te dink waaroor alles gaan. So, dankie vir jou en dankie vir jou entoesiasme dat jy altyd so baie weet van Afrikaanse musiek af. En dit dra baie by tot die gemak waarmee ons kan gesels. Ag, dankie Matthys vir daai reuse kompliment coming from you, maar dit is as gevolg van mense soos jy wat ons net fans hou. So ons kan nie help om entoesiasties te wees daaroor nie, maar jy's altyd welkom by ons as jy weer vertoning het, kom pop in, bring daai gitaar saam. Ek en dit Toy wat nou hierdie opname ook doen vir ons YouTube kanaal. Ons sal 'n geldjie daar in die gitaarboks gooi, okay? Ja, hy het dit gehad en die geld gaan verloor. So Well, jy moet 'n groot geldjie gooi wat nie maklik uitval nie. Ons gaan vir jou EFT. Dit is die een en enigste Matthys Roots. Onthou, kry jou kaartjies vir Klankspoor 2 en 3 September en dit is by die Vetri Atterbury Theater. seatme.co.za. Nogmaals dankie Matthys. Baie Groot FM 90.5